Goed, wanneer ons praat oor hierdie hele storie van Iran en die Jode staat en die moeilikheid in die Midde-Ooste, wel, dan kry jy wat ek noem die Jode ondersteuners, ek noem hulle sommer die Jode aanbidders, want in hulle oë kan die Joodse staat niks verkeerd doen nie, en mag ons nooit die Jode staat kritiseer nie, want hulle is nou die Israel van die Bybel. Nou ja, dit is 'n leuen wat oor al baie eeue kom, dis nog steeds 'n leuen. En hier in hierdie tyd sal hierdie leuen geopenbaar word vir wat dit is. 'n groteske leuen, 'n leuen wat die hele wêreld mislei het. Nou, die mense wat graag die agenda hardloop van die Jode is nou die ware Israel van die Bybel, en ons is op pad met 'n 7 jaar verdrukking en 'n derde tempel, en 'n antichrist wat nou daar gaan sit, en 'n Armageddon wat daar gaan plaasvind, ja. Nou, daai mense gebruik dan in baie gevalle Jeremia 49 om vir jou te verduidelik dat die ondergang van Iran is nou hier. Nou, ek gaan vir julle wys hoe verkeerd interpreteer hulle en hoe duidelik is die skrif oor Iran. Dat Iran die Persiërs is waar. So Iran is nie die Irakese nie, hulle is nie die Saudis, is die Moabite, die Ammoniete is die Turkye, die Filistyne is die Palestyne, dan kry ons die klomp Arabiere wat tussenin woon, wat die Ismaelite is, en die Jode is die Baster Edomiet. Maar, kom ons kyk 'n bietjie na Jeremia 49, dan lê ek hom uit vir jou, en as jy hom gesien het, gaan jy hom baie mooi verstaan, hoekom dit so 'n belangrike profesie is vir nou. Is net jammer, 'n groot gedeelte van die verdwaaldes wil hulle hom interpreteer soos dit hulle pas, sodat hy pas by hulle Schofield Bible agenda. En ons is besig om die teenoorgestelde te sien waar kom. So kom ons kyk gou na die skrif en dan verduidelik ek dit vir julle. Goed, hierdie is Jeremia 49, ons lees hier van vers 34 af. Die woord van die Here wat tot die profeet Jeremia gekom het oor Elam in die begin van die regering van Sedeka, die koning van Juda, naamlik. Onthou nou, Elam verwys na die Perse, en vandag is die Perse Iran. Inteendeel, hulle was Perse tot nog hier iewers in 1930, en toe het hulle die naam verander na Iran. So kom ons lees verder. So sê die Here van die leerskare, kyk, ek verbreek die boog van Elam, die keur van hulle krag. So hy sê, hy sal die krag, die mag van Iran, of dan van die Perse, verbreek. Dan gaan hy aan vers 36. Ek sal 4 winde uit die 4 hoeke van die hemel oor Elam aanbring, en sal hulle na al hierdie windstreke verstrooi, daar sal geen nasie wees, waar die verjaagdes van Elam nie sal kom nie. En ek sal Elam verskrik voor hulle vyande, en voor die wat hulle lewe soek, en ek sal onheil oor hulle bring, die gloed van my toren, spreek die Here, en ek sal die swaard agter hulle aanstuur, totdat ek hulle vernietig het. Nou ja, as mens dan nou op die oog af na hierdie verse kyk, dan sê mens, ja, sies tog, die Iraneese is 'n groot moeilikheid, kyk wat gaan God met hulle doen. En ons, omdat ons nie die geskiedenis ken nie, en ons verstaan nie van Daniël nie, is ons geneig om die verkeerde afleidings te maak. Nou ja, as jy verstaan van die profeet Daniël en van die beeld van Daniël, dan sal jy onthou, Babylon was die eerste groot koninkryk, en dan kry jy onder hulle die Mede en die Perse, en die Mede en die Perse is verslaan deur die Grieke, en na die Grieke het daar nog 4 koninkryke opgestaan, 4 superpowers, wat oor die wêreld geregeer het, en ek het baie leringe hieroor gemaak vir my groepe, ek van dit is selfs op YouTube, jy kan dit gaan luister, of jy kan my aanvra, ek sal dit vir jou stuur, is gratis en verniet. So, die Mede en die Perse regeer, en die Grieke kom onder Alexander die Grote, en hulle verslaan die Mede en die Perse. En daardie ryk het min of meer opgehou met bestaan. En dan sê die Bybel, daar in Daniël 8, selfs in Daniël 11, sien ons dit, dat die groot horing van Griekeland dan verbreek sal word, en daar sal dan 4 horings dan nou uitkom, 4 koninkryke sal in sy plek ontstaan. Mense maak die fout om te dink, hierdie koninkryke sal almal op een slag regeer, is absoluut foutief. Ons het hier te doen met superpowers. Die een volg die ander een op, daar kan slegs een op 'n slag in beheer wees. So na die Grieke,
kry ons die Romeinse pausdom. Na die Romeinse pausdom kry ons die Britte as superpower oor die wêreld. Na hulle kry ons die Unie van die Sosialistiese Sowjetrepublieke en na hulle die VSA. So, die skrif is baie duidelik. Die 4 winde het gewaai oor die aarde, naamlik die Romeinse pausdom, die Britte, die Russe, selfs die Russe was, weet ons, in die Midde-Ooste gewees op 'n stadium, en die VSA was baie betrokke by oorlog in die Midde-Ooste. Die 4 winde het gewaai oor die Midde-Ooste, en daar was nooit regtig weer 'n geleentheid vir hierdie Persiese ryk om na vore te kom en opgebou te word nie. Dis korrek. Maar, nou sê die Bybel 'n baie interessante ding. As ons hier in vers 39 lees, sê hy, maar aan die einde van die dae sal ek die lot van Elam verander, spreek Jahwe. So wat sê hy? Hy sê op die einde van dae gaan hy 'n groot verandering maak aan die Perse, aan hierdie Iranese ryk. Hy gaan hulle weer saamtrek as 'n koninkryk. En as jy mooi lees in vers 38, dan sê hy, ek sal my troon in Elam vestig en hy sal konings en vorste daaruit tot niet maak, spreek die Here. So wat sê hy? Hy sê, ek gaan die Mede en die Perse, wat vandag die Iranese is, ek gaan hulle gebruik om baie vorste en konings te verwoes. Dis korrek. Want agter die Iranese staan die Russe en die Chinese. Hulle is deel van die groot BRICS-alliansie teenoor die NAVO-alliansie. En ons sal sien hoe hierdie oorlog in Iran, wat hulle teen Iran nou begin het, God het hulle nou gebring dat Iran hulle kan verslaan. Nou dit is nie die eerste en die laaste oorlog teenoor Iran nie, daar sal nog wees. Hierdie is 'n langdurige oorlog, maak nie 'n fout nie. En dan sal ons die groote kry teen die Turkye, teen Turke, die Ammoniete, en dan sal ons sien hoe die Russe betrokke raak hierby. Dit wat ek nou sê, het ek al baie keer vir julle gesê. So in my leringe, dit is in die Siener Visioene, dit is ou nuus. Jy moet al hierdie goed baas geraak het. Hoe dit ook al sy, God het besluit om Elam, die Perse, die Iranese op te rig in hierdie tyd, en hulle sal dan die aanvoerwerk doen vir die groot oorlog teen Babylon, waar Babylon eintlik die Jodestaat is saam met sy bankestelsel en sy houvas wat hy het oor die wêreld, die hoereloon wat hy het oor die wêreld. En ons sien dit baie duidelik in die verwoesting van die Jodestaat tans, ons sien dit in die verwoesting van die Amerikaanse basisse. Die VSA probeer nou op verskeie maniere uit hierdie oorlog uitkom. Die straat van Hormuz is glad nie gesluit, dit is 'n leuen wat hulle vertel. Maar hulle wil baie graag die Europese nasies betrokke hê by hierdie oorlog. Hulle wil Rusland betrokke hê by hierdie oorlog, China. En ons sal sien op die einde, sal ons wel sien hoe hierdie nasies alles betrokke raak, want dit gaan oor die opstaan van die 10 nasies en die verwoesting oor die Jodestaat, tesame met die verwoesting van almal wat met haar gehoreer het, naamlik die blanke westerse nasies. So, as mense nou weer vir jou sê, Jeremia 49 het te doen met die Iranese en hoe die Iranese nou verwoes gaan word, wel, dit is omdat hulle die profesie nie reg lees of wil reg lees nie, want dit pas nie hulle agenda nie. God se troon staan nou in Elam, en hy gebruik Elam as 'n proxy weermag, om die profesie uit te voer teenoor die Jodestaat, teenoor Babylon.